Dis so lekker om vandag saam met jou te kuier. Ek besef met al ons uitdagings soos load shedding, is ons vanmôre in die eerste diens in die kerk. En in die tweede diens bid ons vir die ouens wat dit gaan beleef. Gelukkig het ons 'n generator. Ja. So vandag wanneer ek met jou gesels, wil ek jou ook aanmoedig as jy aanlyn saam met ons kyk, dan wil ek jou regtig aanmoedig om jou notaboek en jou pen uit te haal. Want wanneer ons vandag oor die woord gaan gesels en bietjie praat in hierdie reeks oor dis wie ons is, wil ek spesifiek praat met jou oor hierdie element. En dit is, wat is jou plek? Wat is jou plek in hierdie samelewing? Wat is jou plek in hierdie gemeente? Wat is jou plek wanneer jy daaroor dink? Wanneer jy aan jou lewe dink vanmôre en saam met my deur die woord werk en daarna kyk, wat is die goed wat jy beleef? Wat is die goed wat jy ervaar? Want baie keer in ons lewens kom ons op 'n plek en ons gesels hieroor en ons wonder, weet ek regtig waarvoor die Here my geroep het? Weet ek regtig wat is my funksie in die gemeente? Weet ek regtig waar begin ek om te dink hieroor en hoe dink ek hieroor? En wanneer die Here na my lewe kyk, wat is die vraag wat hy vra oor my lewe sodat ek ten volle altyd dit kan uitleef? Nou, in ons City Changers Institute het ons 'n proses wat ons noem CCEP, die City Changers Equipping Program, en op die eerste aand vra ons altyd hierdie vraag. Ons vra hierdie vraag, die kwaliteit van jou vraag bepaal die kwaliteit van jou lewe. Die kwaliteit van die vraag bepaal die kwaliteit van jou lewe. Wanneer ek die skrif lees en ek ontdek wat is die woordeskat rondom dit, vat Paulus my na 'n gedeelte toe en ek wil jou graag soontoe vat in Efesiërs 4 vers 15 tot 16 en ek lees hom uit die Amplified. Hy sê die volgende, hy sê, for because of him the whole body, the church in all its various parts, closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments with which it is supplied, when each part with power adapted to its need is working properly in all its function, grows to full maturity and building itself up in love. So wanneer Paulus hieroor gesels, is dit interessant, hy sê, ek gee aan julle sekere gawes, ek gee aan julle sekere mense, ek gee aan julle sekere talente, hy sê, en my doel is sodat die hele liggaam, die hele kerk van Christus, goed saamgevoeg is, sê die Afrikaans, en goed saam verbind is, sodat ons mekaar kan opbou en volwasse kan word in Christus in alle liefde. Weet jy, wat is jou plek in die liggaam? Weet jy waarvoor die Here jou geroep? Weet jy hoekom is jy hier? Weet jy hoekom het jy Doxodio gekies? Ons begeerte is dat jou plek, jou doel in elke opsig van jou lewe, dat jy dit sal vind en jouself ten volle sal uitleef binne en buite hierdie gemeente. En wanneer hy daaroor gesels, dan sê hy, so wat beteken dit? So ek wil jou vandag na 'n storie toe vat en terwyl ek besig was om sy storie te lees, dink ek, het is so belangrik dat ek en jy sal verstaan, wanneer ons die skrif lees en met die skrif besig is om daardeur te werk, dat ons baie keer 'n karakter raak lees in die Bybel, en dan gaan kyk ons nie altyd wat het hy geskryf nie. Maar ek wil jou vandag aanmoedig, toe ek Petrus vat en sy storie lees, toe wonder ek, Here, wat is dit wat u kom vestig het in sy lewe? En ek blaai toe na 1 Petrus toe en 2 Petrus toe en kom ek agter, hierdie is sy woordeskat, want elkeen van ons het 'n woordeskat en elkeen van ons het iets wat ons demonstreer, elkeen van ons het iets wat ons besig is om te sê. Dis interessant wanneer jy na sy lewe gaan kyk, dan sal jy onthou, Petrus was 'n visserman gewees en is interessant, hy was 'n uitgesproke man. Ek ken 'n paar sulke mense. Hy was 'n uitgesproke man, hy was een wat baie vrae gevra het die heeltyd konstant in elke faset van sy lewe. Hy was 'n tipiese plaasboer. Nou, hoe lyk 'n tipiese plaasboer? Ek weet hoe dit lyk. Ek sal nie weet nie, ek is 'n stadshelpie. Hy was die man wat saam met Jesus, toe daar 'n storm is op die see, en hy kyk so deur die storm en hy sê, Here, as dit u is, laat ek ook op die water loop.
En toe hy begin loop en hy om hom kyk en toe kom hy ewe skielik agter, o my magtig, hier's vrees wat opklim in my hart. Ek gaan sing, toe sê hy, Here help. Hy was ook die man gewees wat op 'n plek gekom het wat die oomblik toe hulle gestap het en ons gaan na daai skrifgedeelte kyk. Toe hy saam met Jesus stap en Jesus vra, wie sê julle is ek? Toe kom 'n klomp van die disippels en hy sê, Here, ons dink U is dit. Here, ons dink U is dit. Toe kom Petrus, toe sê hy, nee, U is die seun van die lewende God. En toe sê Jesus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader uit die hemel het hierdie vir jou geopenbaar. En net in die volgende gedeelte transisie Jesus en hy sê, hoor jy so op Petrus, ek wil net sê, ek gaan weg en hy sê, Here, jy kan nie weggaan en in die volgende oomblik bestraf Jesus hom. Hallo? Nou weet jy, het jou lewe partykeer sulke extremes. Die ene oomblik is ons lief vir die Here en die volgende oomblik van ons Here. Ag, asseblief, wees net eerlik. Dit is interessant dat wanneer jy maar na hierdie man kyk, wanneer toe hulle Jesus gevange geneem het, was hy die ou gewees wat in die tuin gaan van Getsemane, toe hulle sê, ons gaan Jesus gevange neem, toe wip hy homself in 'n ander bloedgroep, en toe sny hy sommer die ou se oor af. Nou, ek ken 'n paar sulke mense. Dit is interessant dat die Here hierdie ou gebruik, en ewe skielik sê hy gaan wag in Jerusalem en die volgende oomblik word die Heilige Gees uitgestort en die Here gewerk deur Petrus en elke mens in daai plek. Sê die skrif, hoor hoe die Here praat met hulle in hulle eie taal en die Here gebruik Petrus en 3000 mense kom tot bekering. Partykeer lyk ons storie so van uiterstes en dan wonder ons, is ons op die regte plek? Dan wonder ons, is ons besig met die regte goed? Dan wonder ons, is dit waarvoor die Here my gemaak het? Dan wonder ons, partykeer, wat is die goed wat besig is om te gebeur in ons lewens? Ek wil jou nooi om jou Bybel te vat en saam met my te blaai na Matteus 16 toe. En as jy op jou foon is, saam met my, gaan na YouVersion toe, en dan gaan ons bietjie net in die skrif indelf. Maar hoor net wat hier so gebeur. Jesus, juist daai gedeelte wat ek na verwys het, waar Jesus kom, en ek lees dit vers 15 vir jou, hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Ek het vandag vir jou 'n woord. Weet jy wat is daai woord? Jy's 'n rots. Hallo? Jy's 'n rots waarop die Here sy gemeente bou. Man, ek glo die Bybel is fascinating. Nou gaan hy verder. Hy sê, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hy het nie hier gesê, dit gaan nie heeltyd goed gaan nie. Hy het nie hier gesê, al die vyande en al die goeders gaan net verdwyn nie. Hy het gesê, jy sal die rots wees, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit beteken, daar gaan nie gevegte wees nie. Dan gaan hy verder, dan sê hy sê, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Is twee goed wat die Here met my en jou vandag wil kom sê, want hy praat oor my en jou kol, hy praat oor hoekom hy ons gemaak het, want partykeer is ons lewens, ons dink aan Petrus se lewe, en ons dink aan Paulus se lewe, en wanneer ons dink aan Christendom, dan dink ons, Here, as dit net kan goed gaan. Dan kom ek agter, in Paulus se lewe en in Petrus se lewe, die oomblik toe ek en jy ja gesê het vir Jesus, toe sê ons, Here, hier is ons lewe, vat hom.
Nou sê hy, op hierdie rots sal ek dit bou. Wat beteken hierdie? Wanneer hy daaroor praat, wil ek jy moet hierdie nota maak, want hy gaan vir jou 'n prentjie op die einde wys om al hierdie elemente bymekaar te sit. Hy sê, hier is 2 goed wat ek en jy nodig het om te verstaan. Die eerste ding is rots. Die tweede ding is 'n sleutel tot sy koninkryk, sodat ons wat kan doen? Sodat ons by 'n plek kan kom waar ons goed saamgevoeg, saam verbind is. Paulus beskryf dit so. Hy sê in Galasiërs 5 vers 1 sê die volgende. Hy sê Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Hy sê dit is so belangrik dat ek en jy by die plek sal uitkom wanneer ons hieroor gesels dat ons sal staan. Dit is interessant as jy die boek van Efesiërs gaan lees en jy lees Paulus se woorde, dan sê hy sê in die eerste 2 hoofstukke sê hy sê as jy sit stil. In die volgende 2 hoofstukke sê hy as jy loop reguit, en dan in die laaste hoofstukke sê hy as jy staan vas. Hy gee vir my en jou prentjie wat dit beteken om 'n rots te kan wees. Hy sê dit is baie belangrik dat ek en jy sal moet staan. Wat beteken dit? Hierdie vryheid beteken die volgende: wanneer dit kom by my en jou staanplek in hierdie lewe en ons plek in die liggaam van Christus, moet ons besef, die Here het ons geroep vanuit die volgende, vanuit duisternis in die lig. Dit is interessant dat wanneer die skrif hieroor gesels en die skrif hieroor praat, dan sê hy die volgende: ek en jy het nodig om te besef dat ons gemaak is om 'n opstandingslewe te lei, en wat dit beteken is, ek en jy was eers duisternis, sê Paulus, maar nou is ons lig, en Petrus verduidelik dit so, hy sê, julle is 'n uitverkore volk, julle is uitverkies. So dit is baie belangrik dat ek en jy sal weet, dat wanneer ons praat oor ek en jy is die rots, dan roep ons in herinnering dat ons was duisternis, maar nou is ons lig. Maar hy wil nie hê ons moet in die duisternis bly nie, hy wil hê ons moet leef in die lig. So wat beteken duisternis? Duisternis is eintlik daai woordjie, daai Engelse woordjie wat beteken to be deprived. Dit beteken onherstelbare vervallendheid. Nog voordat ons Christus ontdek het, sê hy, julle was onherstelbare vervallendheid, ek moes my seun stuur, jy het so ver geval, dat daar geen hoop of herstel is vir jou nie, jy is eintlik sonder God. So wanneer hy duisternis definieer, dan sê hy, dit is baie belangrik, dat ek en jy sal weet, dat ons was absoluut verval gewees, niks wat ek en jy kan probeer, kan dit verander nie. Spreuke 26 vers 11 skryf dit so, hy sê dit is soos 'n hond wat na sy eie uitbraak sal teruggaan, dit is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophaal. Hy sê so elke keer wanneer ek en jy teruggaan, en soos Petrus sê, Here, U kan nie weggaan nie, Here, U kan nie hierdie verantwoordelikheid vir my gee nie, Here, hierdie wêreld gaan nooit verander nie, kyk na ons regering, kyk na al die goed wat besig is om te gebeur, dan wil ek vandag vir jou sê, die Here het gesê, hallo, jy is 'n rots. Jy is lig. Wat beteken dit wanneer ons dink aan lig? Wat beteken hierdie definisie van lig? Vir my en jou beteken dit die volgende. Korintiërs skryf dit so, hy sê, want God wat gesê het dat daar uit duisternis is lig moet skyn, sê dit so. Hy sê, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis, van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. So hy sê, elke keer wanneer ek en jy gekonfronteer word met hierdie wêreld, elke keer wanneer ek en jy gekonfronteer word met hoe moedeloosheid en depressie, soos wat ons gesing het vanmôre, is dit so belangrik dat ek en jy sal besef, dat die Here het ons uit die duisternis uitgeroep, en hy sê, ek gee die verligte van jou oë, ek gee jou vernuwing van jou oë. Hy sê, jy het nodig om te ontdek, dat die heerlikheid van God is aan die binnekant van jou, en jy leef elke dag in die aangesig van Christus. Jy is lig. Jy is lig. Wanneer hy daai woordjie verduidelik, dan is hierdie 'n baie belangrike prentjie om elke oggend wanneer jy voor die spieël staan daarna te kyk, en jy moet asseblief 'n foto hiervan neem en jouself herinner dat die Here gesê het, luister, jy is soos 'n Petrus, jy is 'n rots.
Wanneer hy daaroor gesels, dan sê hy, dit is so belangrik, 2 konsepte wat hy gebruik, in die skrif, wanneer hy daaroor praat, dan sê hy, hierdie is my en jou staanplek, en hy sê, wanneer jy wandel, moet jy in die aangesig van Christus wandel. Dit beteken 2 woorde, die eerste woordjie, wat dit beteken, daai woordjie gewig, beteken die heerlikheid van God, die standvastigheid in jou lewe, dis wie jy regtig is, dit beteken, ek en jy is vry van sonde. Die woordjie sonde is die woordjie hamartia, dit beteken om ons doel te mis, enigiets waarmee ons besig het, buitekant die uitspraak en die opinie en die lewe wat die Here ons ingeroep het, dit beteken daai hamartia. Dit beteken nie eers dat ek en jy vry is van sondes nie, dit beteken dat ek en jy nodig het om te leef in die gewig, die heerlikheid van wie Christus in jou is. Die tweede ding is, jy is vry van die gevolge van sonde. Dit is so belangrik dat ek en jy sal weet, dat ons onsself herinner daaraan, het ek en jy die kapasiteit om te sondig? Ja. Is dit my en jou keuse? Ja. Maar weet jy wat sê Petrus? Hy sê, wees heilig. Want Christus is klaar heilig in jou. It's a choice. Want jy is 'n rots. En rotse is 'n staanplek. Hierdie is jou staanplek. As jy ooit weer verval terug in sonde, as jy ooit weer verval na van hierdie elemente waar jy voel ek's besig met verkeerde goed, dan is jy heel waarskynlik nie besig met jou purpose en om te vra, Here, hoekom is ek hier? Wat is my plek? Waar moet ek wees nie? Want jy sien, ons kom op 'n plek waar ons vanuit 2 plekke uit kan leef. Ons kan of leef vanuit die openbaring, opinie van God, of ons kan leef uit ons eie openbaring uit. Maar ons opinie en ons uitspraak van wie God is oor ons lewens, vind ons net in hom. So dit hang af waar ek begin. Die tweede ding is, jy is vry van die gevolge van sonde. Dit beteken, al was jou oupa 'n knol, en jou pa 'n knol, is jy definitief nie klein knol nie. Ja, maar dit is hoe my familie was. Jy is 'n nuwe familie. Jy is van 'n nuwe familie. Wanneer 1 Petrus dit verduidelik, dan sê hy, die identiteit van die gemeente is mense wat absoluut leef in die opstanding van Jesus Christus. Dit beteken jy het gesterf saam met Christus, nou leef jy saam met Christus. Jy kan nooit ooit weer terug gaan soontoe nie. Ekskuus. Hulle stuur my weg, want ek is te opgewonde. Die derde ding wat ek dink verskriklik belangrik is, jy leef nie meer volgens die definisie van Adam nie. Dit beteken jy kan jouself nie fix nie. Hallo? Hoeveel keer het jy al probeer om jouself te fix? Hoeveel keer het jou vrou al probeer om jou te fix, meneer? Bianca kon my nog steeds na 21 jaar se getroude lewe nie fix nie. Sy sê, my man, julle weet, julle ken hierdie grappie, jy het selektiewe gehoorprobleme, sy het dit aanvaar. En gesê, Here, hier's my man, maak met hom soos wat u wil. Hallo? Hoeveel keer in ons lewens kom ons by hierdie plek wat ons nodig het om van hierdie goed vas te maak, want baie keer wil ons graag Adam fix. Ons kan nie meer leef in die realiteit van Adam nie. Ons leef nou in die realiteit van wie Christus is. Dis wat dit beteken om 'n rots te wees. Dis nie die een helfte van die rots. Die ander helfte van die rots beteken die volgende. Hy sê, wanneer hy daaroor gesels, dan sê hy, leef nou in die aangesig van Christus. Jy is 'n nuwe mens. Jy is van 'n ander spesies. Ek het dit al hoeveel keer vir ons gesê, en dan sê ek, Johannes 3 sê dit so mooi, hy sê, wanneer Nikodemus by Jesus kom, hy sê, ons het nodig om weer gebore te word, dit is nodig om te ontdek, dit is nodig om te besef, dat jy is van 'n ander spesies, jy is van Christus se afkoms, jy is nie meer van Adam se afkoms nie, jy is 'n splinter nuwe mens, so die gevolge van sonde het geen houvas op jou lewe nie, jy het nodig om jou stinking thinking te verander, sodat jy kan leef in die realiteit van wie jy is.
Ek is nog net in die intro van my preek. Want om in die aangesig van Christus te leef, beteken ek verstaan, ek is 'n nuwe skepsel. Ek gaan nooit ooit weer terug na my ou braaksel toe, na my ou mens nie. Ek kan nie. Dis 'n laer vlak van wie ek regtig is. Toe Petrus dit sien van Jesus, toe sien hy homself sit in 'n plek van gesag, van autoriteit, en hy staan in daai plek, want weet jy wat, ek kan nie ander mense dien, ek kan nie my gawes na ander mense toe bring, as ek nie weet wie ek is nie, want dan gaan ek die hele tyd perform, ek gaan die hele tyd probeer om ander mense te impress met die gawes wat die Here vir my gegee het, sodat hulle kan dink ek is oulik. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, jy is klaar volmaak in Christus. Wanneer die Here na jou kyk, dan sien hy jy's perfek. Jy staan onskuldig voor hom. Daar's niks meer rondom dit nie. Dit is so belangrik om te verstaan. Efesiërs 1 vers 16 tot 21 bid ek die afgelope tyd. Elke keer as iemand verjaar, elke keer as iemand deur 'n situasie gaan, dan bid ek net, Here, ek bid dat Efesiërs 1 vers 16 tot 21 'n gestalte sou kom in hulle lewens, wat hy sê, gee Here vir hulle wysheid, gee Here vir hulle insig, sodat hulle kan verstaan wat dit beteken om te leef in die volmaaktheid van wie hulle regtig is. Jy's gered, jy's gerestoreer, jy's volkome herstel. The essence of the gospel is the resurrection, and the resurrection is the declaration of your righteousness. Jy is die geregtigheid van God. Jy is die geregtigheid van God. Dit beteken daar's geen afstand tussen jou en hom nie. Dis hoekom jy leef in die aangesig van wie Jesus Christus is. Nou het jy nodig om daarin te loop. Wanneer jy dit nie raak sien nie, wat gebeur met jou gawes? Dit raak verwronge, want jy probeer mense beïndruk met jou gawes, en eintlik het jy nodig om jou gawes te bring, om die gemeente op te bou, sê die skrif. Dis interessant, dat wanneer Petrus hierdie vir my en jou leer, wanneer Paulus hieroor gesels, dan sê hy, dit is so belangrik, dat ek en jy sal weet, dat ons nodig het om by die plek uit te kom, waar ons sal verstaan, 'n kind verstaan dat sy sondes vergewe is. Dis wat 1 Johannes 2 my leer. Hy sê, maar 'n seun en 'n dogter van God is iemand wat weet hoe om die duiwel te weerstaan en wat die woord verstaan oor die uitspraak van God oor hulle lewens. En nou dat hulle vir dit verstaan, nou kan hulle gawes bring na die gemeente toe en die res Vader. Selah. As ek my pad verloor, as ek in depressie val, as ek negatief raak, leer Petrus my en jou, word die rots wat die Here jou geroep het om te wees. Het is interessant dat Jesus net in daai gedeelte 'n bietjie verder aansit. Hy sê, maar as jy nie wil teruggaan soontoe nie, dan sal jy jou te pletter val teen die rots, Jesus Christus. Jy sien, partykeer dink ons aan Christendom as dit net met my goed gaan. Maar hier is wat ek vandag by jou wil pleit. Ek wil vir jou sê, weet jy wat, daar is soveel meer oor jou lewe uitgespreek. Daar is soveel meer oor die plek wat die Here het in hierdie gemeente vir jou. Daar is soveel meer in die groei en in die ontwikkeling. Ek wil jou nooi, kom saam met ons, sodat ons kan seker maak, ons Vader jou in elke faset van wie jy regtig is. Want jy is iemand wat die gewig van God in jou het en leef elke dag in die aangesig van Jesus. Dis wat Petrus bedoel het, toe hy sê, jy's 'n rots. Dis wat Petrus verklaar het, toe hy sê, jy's 'n rots. Tweede deel. So die vraag is, wat is dan die sleutel? Nou, Efesiërs skryf dit so, want Paulus is hier besig om met my en jou hieroor te praat.
Petrus maak 'n ander verklaring oor dit. Hy sê in Efesiërs 4 vers 1 en baie keer het hy gestoei met hierdie skrifgedeelte. Hy sê, ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here. Paulus was op daai stadium in die tronk in Rome gewees. Hy sê om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Nou daai woordjie waardig moet jy onderstreep, want dit beteken die volgende: om die lewe te leef met jou ontwerp. Skryf jy dit neer? As jy ooit daai woordjie waardig raak lees in die skrif, dan sê hy om die lewe te leef met jou ontwerp. Hy sê nou dat jy verstaan dat jy is 'n rots waarop die Here sy gemeente gaan bou. En sê hy, dis belangrik dat ek en jy sal weet, wat is ons ontwerp? Daai ontwerp skryf hy so, en ek wil vir jou 3 vrae gee. Ek hoop jy skryf dit neer. Hy sê dis die gewig van Christus in my en jou lewe. Hy sê dit so, hy sê die eerste 3 vrae op die linkerkant van die skerm. Hy sê, hoe bring ek my ontwerp na hierdie lewe toe? Is ek vra, Here, wat sê U oor my? Want jy het nodig om 'n ewigheidsperspektief te skep, want hy weet beter. Miles Monroe het altyd die volgende gesê, hy sê, you don't ask the creation because they don't know. You ask the Creator because the creation is just as confused as you are. Man, jy moet nou 'n ewigheidsperspektief in jou lewe vasmaak. Ons tweede jaar CCP groep doen vir 6 weke, doen ons elkeen van hierdie elemente. Bianca fasiliteer ons daardeur, sodat ons kan seker maak, Here, is dit wat U oor ons lewens uitgeroep het? Is dit wat U gesê het? Die tweede ding is, wat het ek ontdek oor myself? Hoe lyk jou innerlike wêreld? Wat is die talente? Wat is die gawes? Wat is jou persoonlikheid? Wat is die goed wat die Here aan jou gegee het? En dan, wat sê ander mense in my geestelike familie oor my? Dis baie moeilik as ek en jy nie deel is van 'n geestelike familie, wanneer ander mense ons moet help oor wat's God se opinie en God se uitspraak oor ons lewens nie, want die ouens by die werk ken dalk nie Jesus nie, en hulle kan een ding van jou sê, maar ouens, hy sê, Paulus skryf dit so, hy sê, julle is veronderstel om mekaar volgens die Gees te ken. Dit beteken, wat sê die Here vir my oor AJ? Wanneer ek bid oor sy lewe, wat is dit wat die Here sê oor sy lewe? Stuur ek daai opinie van God oor hom? Verklaar ek dit oor sy lewe? Sê AJ, dis wat ek sien. Ek sien hoe die Here besig is om al hierdie elemente in plek te sit. Ek sien hoe die Here besig is om goed in jou hart aan te spreek van sy waarheid. Ek sien hoe die Here besig is om iets van sy revelation te kom openbaar. Wanneer ek bid oor jou lewe, dan bid ek Efesiërs 1 vers 17, dat die wisdom en sy verstaan, net waar jy is, gestalte sal kry in jou lewe. Want ons is deel van 'n geestelike familie. Rick Warren en Eric Ries het vir ons gehelp met hierdie vorm wat ons noem shape. Hulle sê, as jy nie jou shape verstaan nie, gaan jy ook nie jou purpose verstaan nie. En wanneer ek en jy by die plek uitkom, het ons nodig om te vra, Here, wat is die geestelike gawes wat U in ons lewens gegee het? Korintiërs praat daaroor, hy sê 26 gawes het die Here gebruik in daai omgewing om mense te impakteer, te verander. Dan sê hy, kom met jou hart, jou passie, kom met jou vermoëns, met wie jy regtig is, kom met jou persoonlikheid en weet jy het nodig om op sekere plekke diens te doen. Kom, vat al daai experiences wat jy het, van goed tot sleg, van skool tot werk, van waar jy ook al in jou familie was, bring daai goed, want die Here waste niks nie. In 2012 het die Here vir my 'n woord gegee, deur iemand, en wat gesê het, ons is veronderstel om verantwoordelikheid vir toerusting te vat in die groter Doxodeo familie, en as hulle dit reg sien, sal dit oor 5 jaar gebeur. In 2017, toe kom ons Brooklyn campus toe, en ewe skielik vandag, wanneer ek hieroor praat, dan besef ek, Here, U herinner my weer aan daai woord, U herinner my weer aan U opinie, U herinner my weer aan U uitspraak, en die Here het gesê, weet jy wat, ek gaan hierdie so groot maak, mense se lewens gaan geïmpakteer wees. Vandag het ons 300 studente in 12 verskillende learning centers, en ons vertrou die Here vir 500 studente volgende jaar, sodat mense stadsveranderingsagente kan wees, want dis die uitspraak oor my lewe. Weet jy wat sê hy oor jou lewe? Nou, ons het die voorreg om gawes in aksie aan te bied,
op 'n Woensdag aand van die 27ste September af en in dit met 'n geestelike ervarings-experience bring ons jou na 'n plek toe waar ons sê dis nodig dat jy sal ontdek wie die Here jou gemaak het om te wees met jou geestelike gawes. En ons wil jou die geleentheid gee om saam met ons op hierdie 6 weke journey te gaan sodat jy kan ontdek wat is sy uitspraak oor jou lewe. Die laaste vraagie is, hoe doen ek dan hierdie elke dag in my lewe? Dit is interessant as jy Petrus se woorde gebruik in 1 Petrus 4 vers 10, hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Wanneer hy dit sê, dan sê hy sê dit is so belangrik dat ek en jy sal verstaan, Here, waarmee is jy besig vandag, is die woordjie vir my. En ek leer dit so mooi by Bianca, wanneer ons daaroor praat en wanneer ons besig is om voor te berei, wanneer ons sekere goed aanpak, dan sê sy, weet jy wat my man, dit is so belangrik dat ons moet elke dag vir die Here vra, Here, waarmee is jy besig in my huis? Here, waarmee is jy besig in my kerk? Here, waarmee is jy besig in my wêreld, of dit nou studies is en of dit my wêreld is? Here, waarmee is jy besig sodat ek kan seker maak ek elke faset van dit kan optel en ek besig is om dit ten volle uit te leef? Want die Here het my en jou geroep om te leef in hierdie verhouding met Jesus Christus, ons plek te ontdek. En elke dag van ons lewens, ons gawes te bring vir die gemeente. En wanneer ons dit doen, dan doen ons dit om die gemeente op te bou, sodat ons volwasse kan word in Christus, want hy sê, en Paulus skryf dit so mooi, hy sê dit is so belangrik, dat ons gee nie meer aan mekaar melk nie, maar ons het nodig om nie net geestelike kinders te word nie, ons het nodig om seuns en dogters te word, wat die woord van die Here verstaan, die duiwel oorwin elke dag in ons lewens, en seker te maak, dat ons disippels maak, in elke area waar ons beweeg, sodat ons 'n pa en 'n ma kan wees, wat besig is om te sê, Here, hierdie generasie van mense, hierdie generasie van leiers, hierdie mense in Suid-Afrika het nodig om U te ontdek, dis die sleutel tot die koninkryk, U het my geroep om daai sleutel te wees. Let's do it. So vandag wil ek my preek so afsluit met hierdie laaste storie. En Lukas is hier, waar is hy Lukas? Ek het jou eers gesien, Lukas. Lukas, waar sit jy? Naas. Ek het die voorreg om deel van Lukas en Annemarie se lewe te wees. In die laaste 2 jaar het hulle deel geword van CCEP, want wat is CCEP? CCEP is 'n gestruktureerde disippelskapsproses waar ons jou train, waar ons jou empower, sodat jy 'n next step kan leef om jou stad te kan verander. Ons empower leaders to raise city changers. Vandag wil ek jou Lukas se storie wys. Bianca en die bemarkingsspan het hom gaan opneem by sy werk. Nou het hy sy personeel ingeskryf en gesê, weet jy wat, kom ek stap saam met jou 'n intentionele pad. En ek leef myself ten volle uit, en hy's deel van ons gemeente vir die laaste 27 jaar. Hy sê, maar Martinus, wat ek ontdek het, is hier soveel goed wat die Here aan die binnekant van my gesit het, en Petrus se woorde van bring jou gawes na die gemeente toe, het so gestalte vir my gekry. Die impak van wat hulle besig is om te doen, is die crime rate oor petty crime was 40% gewees, nou is dit 2%. Want is dit wat iemand wat gesê het, Here, wat sê U, wat wil U doen in my omgewing? Het vir my hierdie responsibility gegee, ek kan dit nie doen sonder 'n family nie, ek is deel van die CCEP familie, ek is deel van die Doxodai familie, ek kan dit nie sonder hulle doen nie. Here, dankie dat Hatfield aan U behoort, U koninkryk moet gevestig word, die Here, wys my hoe. So vandag sluit ek af met sy storie. So ek het 'n vraagie vir jou. Ek wou nog hierby uitgekom het, maar jy kan 'n foto neem. Ek wil net my preek vir jou opgesom het. Want hierdie is 'n verskriklik belangrike element, dis jou identiteit. Die sleutel is jou roeping. En die plek waar jy dien is, bring jou gawes. Wanneer jy deur die notas werk, wil ek jou aanmoedig om hierdie modelletjie te gebruik, sodat jy dit kan sien. Want jy het 'n staanplek,
Jy het gewig. Jy is intiem met die Here. Wandel waardig jou roeping. Gebruik jou ontwerp, sodat sy werk in elke plek vervul kan word in jou huis, jou gemeente en jou werk. Want jy sien, ek in die kerk sien as een van twee elemente, in die afgelope tyd stuur hierdie my geweldig. Sien ek die kerk as 'n hotel, en kom ek sodat ek gedien kan word, en kom ek sodat iemand vir my 'n platter kan gee en sê, meneer, mevrou, eet hierdie, doen hierdie, maak hierdie, wat van hierdie, wat van hierdie. Of ek kan sê, nee, ek sien die kerk as 'n familie. En partykeer is ministry messy. Ek raak involved in mense se lewens, en partykeer val die goed uit mekaar uit, ons raak kwaad vir mekaar. Ek moes verlede week weer so 'n gesprek hê, waar ek droog gemaak het. Maar ek sê, Here, U moet ons volwasse maak. En is interessant as ek na Petrus se storie luister. Dan sê hy, Here, ek is nie eens waardig om gekruisig te word soos Jesus nie. Hang my onderste bo. Hang my onderste bo. Want my lewe is so vervuld as gevolg van U. En alles wat ek het, bring ek vir U. Kyk saam met my na Lukas se storie terwyl die worship team na vore kom. My life has been deeply transformed in this journey on CCEP. Foundations like worldview, sonship, identity, and compassion laid the foundation for me to view the world in a complete different way. The way that I see society, my family, and my contribution in society is completely changed. By sharing these discoveries with my colleagues, they became interested in the program. You won't believe it, but both my managers are now part of CCEP. And it's amazing to see the change in their lives and how they are now contributing to the systemic brokenness in society. We are involved in the urban management and safety and security in Hatfield. And crime levels have decreased significantly by the work of these individuals and obviously the influence of God in our lives. We are there to make a positive impact in our world. Ek wil vra jou vandag, ek het twee goed om jou te vra. Hoe lyk jy as 'n rots? Is daar areas in jou lewe wat jy sê, Here, hierdie goed is nie in plek nie. Ek is soos Petrus all over. Maar miskien het vrees jou hart vasgegryp. En jy is besig om te sink. Dan wil Jesus vandag kom en hy wil sy hand uitsteek en hy wil sê, kom, loop saam met my op die water. Ek het jou. Loop saam met my op die water. Want ek het jou. As jy vandag op daai plek is in jou lewe, want die sang wat ons gaan doen, gaan sê, stuur my. Dan gaan jy vir die Here vra, Here, hier's my gifting, hier's my gawes. Waar is die plek waar ek moet wees? Waar is die plek waar ek veronderstel is om deel te wees in die volgende season? As jy hier sit vanmôre, terwyl almal se oë gesluit is, en miskien kyk jy online hierna, dan wil ek jou nooi, as jy sê, Here, my rots, die rots wat ek is gekraak. Ek het teruggehardloop na sekere goed toe, ek het sekere goed gaan doen, Here, wat nie U verteenwoordig nie. Ek sukkel om my gawes te bring, want ek het vasgeval in my eie wêreld. Ek gee jy met jou hand opsteek, want ek wil saam met jou bid waar jy sit. Dankie. 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 Ek wil jou nooi om gou saam met my te staan. Staan gou saam met jou. As jy jou hand opgesteek het, ons is 'n family. Ons is 'n family en vandag wil ons vir jou bid. Staan gou saam met my op. As jy nie omgee nie. Dankie.
Oral staan daar mense op. Dankie saam met my. Dis nie, jy het nie nodig om skaam te wees vanmôre nie. Ek wil vandag na jou toe uitreik en vir jou sê, weet jy wat? Kom ons lê ons hand op jou. Ek gaan vra dat die mense net by Willem kom staan hier voor. Daar agter is 'n dame wat opstaan. Daar bo is daar mense wat opstaan. As jy daar bo sit, wil ek hê jy moet gou net vir 'n oomblik saam met my family wees. Wees saam met my family. Lê jou hand op daai mense. Dankie. Dankie Vader dat in hierdie oomblik bid ek Here dat U so ons harte sou kom vasgryp vandag. U het ons geroep om rotse te wees waarop die gemeente gebou kan word. En ek bid vandag Here. Ek bid Here dat U elkeen van hierdie mense by die hand sal vat en U deur U Heilige Gees so gestalt sal kon kry in hulle lewens, Here. Dat hulle sal besef ek is 'n rots. Ek is nie quicksand nie, ek is 'n rots. En dan Here wil ek bid, as die vaders en moeders vandag hier sit, mense wat sê, ek is op 'n geestelike plek waar ek nodig het om mense te groei, nodig het om mense te ontwikkel, of ek bring my gawes, Here, wil ek vandag bid, dat U deur U Heilige Gees, in die volgende tydperk net U self so sal kom openbaar, Here, sodat hulle U sal sien. In die naam van Jesus. Amen. En amen. Hierdie mense is welkom om jou nog te bedien. Ek wil jou nooi om saam met my te staan, terwyl ons hierdie lied gaan sing, voordat ons gaan afsluit. Liefde van Jesus in my, en hart wat die waarheid bely. Die wêreld het hoop in die naam, en ek is die een wat sal gaan. Stuur my in die wêreld, stuur my na die mense. Jesus wil vir die wêreld, Jesus lewe in my. Jesus laat vir my wêreld, leef deur my. On the stem, Father, let's stand what do you do? In thoughts of the car, stay streaming bloody mesa. Jesus will be battle. He is near Jesus will be battle. With me Jesus will be battle. He is near Jesus will be battle. With me Slaaf in die graf en die lewe hier binne my is die hoop vir ewig hier is die maag in die graf en die lewe
Stuur my na die mense. 1 Korintiërs sê die volgende, hy sê each one of us was given something to show who God is. Ek sit vanoggend en dink terwyl Martine share, besef ek dink aan 'n keer soos die heel eerste keer wat ek 'n sel gelei het. Want ek in daai oomblik het ek net gedink, Here, ek weet so niks. Verstaan jy? Ons 'n klomp goed wat ek nie verstaan nie. Maar die oomblik toe ek sê, ja, hier is ek meld aan. Ek kan nie dink dat daar 'n tyd was in my lewe wat ek meer gegroei het as wanneer ek so afhanklik was en net besef het die Here wil deur my goed doen. Of kere wat ek besef het, dis nie beperk tot die kerk nie. As ek daar by my werk instap, as ek daar by die hof instap, ewe skielik is daar mense wat nie lig daar sien nie. Maar ek dra dit. So imperfect, so ek is nie perfek nie, maar die oomblik net op dat ek daar instap, saam met Jesus het hy die geleentheid om sy lig deur my te bring. Wil jy nie net jou hand op jou hart sit vandag nie? Partykeer raak ons so verstrengel in ons eie uitdagings. Ons vergeet partykeer, hier's 'n hele gemeente wat moet baat vind by ons. Daar's 'n hele gemeenskap, daar waar jy leef, daar waar jy werk, waar die Here jou wil gebruik en jy hoef nie perfek te wees nie. So Here, ek dankie vir oggend. In hierdie oomblik is ons so bewus van net die prys wat jy betaal het. Here, elke een van jou disippels was imperfect people. Jy het nie verwag dat hulle perfek hoef te wees nie. Dankie Here dat jy hulle gewilligheid gebruik het. Here, dankie dat daar disippels was wat saam met u geloop het en as u saam met hulle gestap het, het hulle gesê, my hart het ewe skielik gebrand, want ek het hom herken. En Here, ek wil vandag vir dit bid in ons eie harte. Here, mag jy vandag 'n vuur aansteek van mense wat net sê, Here, hier is ek. Here, gebruik my. Here, stuur my in hierdie week. In Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, jy is so welkom om jou sitplek in te neem. Ons is ernstig hieroor, soos die Here kuier met ons oor waar's die plekke waar ons leef, waar's die plekke waar ons betrokke raak. En ek weet daar's 'n paar mense met wie gereël is vir bedieninge. So ek weet Louis, ek weet Jannie, is Alrite hier is, Daniel, Bianca, julle is welkom om sommer hier te kom staan. Dalk sommer net hier voor jou, julle is welkom. As jy vandag hier sit en jy sê, heerlikheid Bianca, ek weet die Here wil iets doen, jy weet, ek weet net nie waar begin ek nie. Dis okay. Ons sal vanoggend so 'n bietjie blootstelling gee en ek gaan vir jou gou mense se gesiggies wys wat jy net kan raak sien.
Maar kyk gou hier agter, nê, wie van julle het kinders wat in ons kinderbediening is? Waai gou vir my, né? Ja, awesome, hier's ouers wat hier sit. As jy nog nie by die kinderbediening betrokke was nie, dan het jy nog nie 'n geleentheid gehad dat die koninkryk deur jou werk nie. Okay? Ek weet waarvan ek praat. Daai is next level alrite, maar dis so 'n geleentheid wat jy het, verstaan, om te sê, Here, gebruik my met kinders. Hulle is verskillende ouderdom. Daar's verskillende maniere waarop jy betrokke kan wees met ons kids. So daai is 'n geleentheid waarvan jy betrokke kan wees. Louis is hierso. Louis, waai gou vir die mense. Daar's hy van ons feesdienspersoneel. Ek weet nie of jy agtergekom het nie. Elke keer as jy hier instap op 'n Sondagoggend of aand, is die mense wat vriendelik glimlag, reg? En jou groet en blaadjies uitdeel as jy hier instap. Daar's mense by die info toonbank. Daai is 'n great geleentheid. Onthou, dis die eerste ding wat mense raak sien van ons gemeente, reg? Dan het ons vir Daniel en vir Bianca vandag hier voor. Net as jy dink, ons tech mense, nee, hulle waai vir ons van daar agter af, maar ons sien hulle nooit nie, nê? Ons weet net daar's fout as daar iets verkeerd gaan. Dan weet ons, hier's iets wat nie gewerk het nie, maar elke Sondag daag hulle op. Hallo. Dankie julle. Hulle is oulik. Dan daag hulle op en dis 'n manier wat hulle dien. So in ons worship, in ons aanbidding, julle sien die mense wat hier voor is, wat donderdag kom, wat deel is van die rehearsal, sodat jy 'n great ervaring, hulle fasiliteer 'n great ervaring wanneer jy hier voor is. Janelle sê met van ons kunste, daar's legio maniere, net as jy dink aan expressions of verskillende maniere wat mense iets van die goedheid beleef wanneer julle hierso is. En dan het ons ook 'n gebedsspan. Wie van julle het al die kapel gesien hier op Brooklyn? Daar sy 3 van julle, fantasties mense. Hier aan my linkerkant, nê, julle regterkant is hier 'n kapel en daar's spanne wat vir julle bid in die oggende. Daar 8:00 is daar 'n span wat daar saam is. So daar's soveel verskillende maniere wat as jy vandag sê, Bianca, ek weet nie waar om te begin nie. Daar's 'n manier om te begin. Okay, en daar's soveel joy want you get to connect with people. Okay, so stamp gou die ou langs jou en dan sê jy net vir hom, you are a people. Okay. Dankie, kan ons hulle goue hande klap gee? Hulle gaan ons ontmoet vandag daar agter by die Doxa banner. Soos jy net 'n handdruk wil gaan gee of sê, "Jog, ek wil aanmeld. Hoe werk dit?" Gaan hierdie ouens daar agter wees om julle te ontmoet. So, dankie julle, ons waardeer dit baie, hoor. So, dankie dat jy vanoggend saam met ons was. Ek wil jou gou herinner aan 'n paar geleenthede net vir hierdie week. Ons het 'n doopgesprek wat die 22ste afskop. So as jy op daai plek is waar Jesus met jou begin praat oor die doop, onthou ons sê doop is vir gelowiges, nê? So jy het tot daai ontdekking gekom van jy sterf saam met Christus en jy saam met hom opgewek, dan kom kuier saam met ons die 22ste September. En dan het ons 2 geleenthede net met ons younger generation. So wie het graad 4 tot 7's in die huis? Waai gou vir my. Daar's hy. Julle, hierdie een is vir julle. Dis 'n Great Kids Camp, nê, wat ongelooflik is. Verstaan, so ons hou nie kinders besig met enige ding wat ons doen nie, maar hierin ontdek hulle iets van dit wat God in hulle gesit het en hulle het die geleentheid dat dit deur hulle gefasiliteer word en dan natuurlik is daar hoop en pret wat saam met dit gaan. Maar dis ons graad 4's en 7's en dan is jy nog nie vir ons Fusion, ons tieners se kamp ingeskryf het wat die 1 Oktober afskop nie, dan maak asseblief vandag so. So dis geleenthede vir ons next gen. En dan julle kan sien, is soveel goed wat net in ons stad gebeur en waarvan ek en jy deel is. So Martinus praat vandag oor hoe ons betrokke kan raak, hoe ons deel kan wees van verskillende plekke, hoe jy jou plek in die liggaam ontdek. Maar deel van daai is om te sê, Here, my bydra op 'n finansiële manier bring ek ook hiernatoe. En daar's net verskillende maniere wat jy kan kies om by te dra. As jy kontant saamgebring het, daar is koeverte op die stoele. Ons het sulke blou houers wat ons aan die einde van die diens, voordat jy uitstap, wat jy daar kan ingooi. So jy's welkom om dit te doen. Maar kyk gou saam met my na ons familienes.
Jy het saam met Christus opgestaan en sy lewe vloei deur jou. Die Heilige Gees werk in elkeen van ons op 'n unieke manier. Die doel van hierdie unieke werking is dat elkeen van ons iets vir iemand anders kan beteken. Jy is deel van Christus se missie op aarde. Hoor sy stem, vloei in sy gawes, verander jou wêreld. Elke selfdood affekteer 30 tot 100 ander lewens. Ek is dit verloor soos jy. Ek het my pa so verloor. Kom stap saam met ons by die You Matter Walk op 1 Oktober. Kom ons sê vir die wêreld, daar is hoop, besluit om te praat. You Matter. Al die inligting is op die kalender. Al ons pragtige Cherish dames, is julle reg vir die opkoms van die jaar? Op die 15de Oktober 2022 is jy uitgenooi na ons Cherish Vrouekonferensie, Storyline. Jou storie is nie onbelangrik nie, en God is nog nie klaar met jou storie nie. Maak seker jy kry jou kaartjie en nooi 'n spesiale vriendin of 2. Om in te skryf of meer inligting te kry, besoek ons kalender. Daar sy, dit was so lekker om jou te hê. Jy het nou die res van jou Sondag om lekker te kuier en by mense uit te kom. Ek herinner jou, as jy vandag vir die heel eerste keer kuier, ontmoet ons asseblief daar agter by die banner ook. Ons wil jou graag ontmoet. En dan onthou, ek sien Werner is vanoggend hierso by ons CCEP tafel saam met Lizanie. As jy moet gaan inskryf, 'n bietjie meer hoor, doen dit gerus. En dan ons is so opgewonde oor gawes en aksie. Daar's 'n hele span mense betrokke om jou te fasiliteer om te ontdek wie jy is en waar jy funksioneer. So geniet jou Sondag.